Shalom. Ek groet julle in die wonderlike naam van Yeshua, ons Messias, ons verlosser en zaligmaker. Die een wat gekom het, en die een wat weer sal kom. Ek wil vir jou vertel, terwyl Natasha hierdie liedjie sing, en terwyl ek al die liedjies luister wat ons gesing het vanoggend, dink ek daar was 'n stadium, wat daar oor ek skaduwee oor my gehang het. 'n Skaduwee wat 3,5 maande gevat het, 2,5 maande gevat het om verby te gaan. En baie mense sal wonder, Here, hoe laat U dit toe? Maar ek dink ek stem saam met hierdie liedjie, even though. Die beloning van ons geloof lê nie in hierdie lewe nie. Ons beloning lê aan die ander kant, wanneer ons dit gemaak het tot daar. Nou ja, ons het 'n baie interessante naweek gehad. Eintlik het hierdie naweek was lank terug beplan gewees. En wat ons probeer doen het Veldie is om so 'n klein by mekaar kom te reël, want jy sien ek en pastoor Emil het idees, ons het planne. Ons wil hê die evangelie moet kan uitgaan en groei en versprei en om dit te doen het jy nodig om sterk manne te hê. Dit help nie ons het 'n rugby span van 'n paar klein oudjies nie. Jy het 'n paar stitte nodig, jy het 'n paar hakkers nodig, flanke en ons wat lyk soos Victor Matfield en so voort. So, jy weet, 'n ou moet maar die Here vra om vir jou genadig te wees en daarom het ons hierdie klein konferensie gehad met die tema van Reconnect. Reconnect, en dit is amper asof ek weet nie wie iemand het dit gegil. Wie het gegil? Jy? Was Dr. Jan? Reconnect. En dit is amper asof hulle uit my stem uitgepraat het, want ewenwel as 'n prediker voel 'n ou partykeer, Here, ek het kontak verloor. Ek het kontak verloor, Here. Wat gaan aan hierso? So nou ja, ek gewoonlik Veldie praat uit 'n klein kort storieetjie. En andersters sal ek nou ook weer uit 'n klein kort storieetjie uitpraat. Nou hier's baie jong mense, hulle sal nou nie hierdie prentjie regtig verstaan nie. Oom Veldie sal, die tannie sal dalk, Aaron, jy sal dalk, Dr. Riekert sal, Emil sal. Hierdie is 'n storie wat ek julle gaan vertel wat uit die Tweede Wêreldoorlog uitkom. Nou wat gebeur het is die volgende. Ek gaan nou eers vir julle al die besonderhede gee van wat gebeur het. Die eerste ene wat ek vir jou gaan vertel is die slag, is die laaste grootste Duitse offensief wat in die Westelike front in Desember 1944 plaasgevind het. Kan julle die datum sien? Desember 1944. Desember 1944 was die laaste gedeelte van hierdie oorlog gewees. Hierna, nadat die Duitsers oorwin is, was dit tussen Amerika en Japan gewees om dit klaar te maak. So nou wat het hier gebeur? Hierdie het plaasgevind in 'n plek met die naam van Ardenwoud. Wie weet waar dit is? Mense wat al bietjie getoer het sal weet waar die Ardenwoud is en wat al gebeur het. Ek dink Emil, as ek hom reg vertaal, is dit the War of the Bulge. The War of the Bulge. Vir die wat die geskiedenis ken. Nou ja, wat hier gebeur het, is 'n klein dorpietjie met die naam van daai naam. Ek sukkel nog steeds om hom uit te spreek. Bastong. Nou wat was Bastong so belangrik geweest? Bastong was 'n plek geweest waar klomp paaie bymekaar kom en hierdie paaie versprei binne in Duitsland en oralster in, en dit was belangrik geweest vir die Amerikaners om beheer te neem van hierdie klein stadjie. En so doen hulle dit ook. En die Duitsers het eintlik gelê en wag dat hulle dit moet doen. Hulle het gewag dat die Amerikaners of die geallieerdes hierdie trap moet afsit. En dit het gebeur, die Amerikaners het ingegaan en die Duitsers het doodeenvoudig agter hulle net weer toegemaak en hulle was afgesny gewees. Wat gebeur het is, hulle het gesukkel om kommunikasie uit te kry, hulle ammunisie het uitgehardloop, hulle kos het uitgehardloop, alles het begin verkeerd gaan, sodat hulle gevoel het, hulle is nou daadwerklik afgesny en hulle was bekommerd vir hulle eie lewe gewees. Hulle het gevoel dat hier gaan ons nie lewendig uitkom nie. Intussen was daar 'n radioman gewees wat deur die nag en deur die dag bly boodskappe stuur het. Hy het bly boodskappe stuur om te sê ons het hulp nodig. En eventueel Emil het hulle bomme begin oorgooi en mense begin oorstuur en dan vra jy nou natuurlik vir my vanoggend die vraag, wat het hierdie met my te doen? Nou wil ek vir jou vra, hoe gebeur dit met ons soms dat ons afgesny of afgesonder word?
Ons is kinders van die Here. Hoe werk hierdie God van ons? Hoe laat hy toe dat ek en jy in 'n situasie beland wat oënskynlik lyk asof die Here het jou verlaat? Hoe lyk dit vir keer vir ons of ons in Job se skoene staan? En nie dat ek dink ons ooit het al nie, want hy het dan 'n baie erger situasie oorgekom as ons. Hoe het die Here dit toegelaat dat ek in 'n koma beland het vir amper 2,5 maande? En daar wakker word, nie my arms, my bene, my voete kan gebruik nie. Nie eens weet wat het met my gebeur nie. Hoe laat hierdie liefdevolle God dit toe? Hoe laat die liefdevolle God toe dat hy moet sukkel met instrumente? Hoe laat hy dit toe? Wat is sy rede? Wat is sy beweegrede agter dit? Die groot gedeelte wat ons moet besef, hierdie God is onveranderlik. Hierdie God was gister, vandag en môre sal hy dieselfde wees. Hy is 'n God van liefde. Hy is 'n God wat omgee. Hy is 'n God wat ons hoor. Maar wat gebeur is, dit treffer is met wat met ons gebeur. Hoe gebeur dit dat ons afgesny word? Daar is die eerste ene. Hoogmoed. Nie ons as kinders van die Here pleeg nie hoogmoed nie. Gaan dink 'n bietjie weer. Gaan dink 'n bietjie weer as jy die volgende kerk gaan besoek. Dink 'n bietjie weer as jy sien wat in die kerke wêreld aangaan. Dan begin jy wonder, wat het geword van hierdie God wat in daardie kerk moet eintlik manifesteer? Is hy by die deur uitgejaag? Wie was dit wat daai liedjie gesing het, Natasha, wat gesê het, hierdie verskriklike mooi vloere en banke wat julle het, sal Jesus hier welkom voel? Hoogmoed. En wat is die ander ding wat ons doen, Dr. Riekert, is dat ons val die bose aan, en ons dink ons het die reg en die autoriteit, want ek is François, en die duiwel sal vir my luister. Ek wil vir jou vertel, die duiwel voel niks vir jou nie. Sy plan is vir jou om verwoes te wees, en klaar te wees, gedaan te wees. Hy wil eintlik hê dat jy by die plek uitkom, ja, jy sien. Hy wil hê jy moet by die plek kom waar jy moedeloos voel en jou geloof in Christus sal opgee. En sê dit was genoeg gewees. Die volgende ene is hierdie ding, misleiding. Misleiding is die ding wat die meeste plaasvind in gemeentes vandag. Wel, in die kerkewêreld. In Christendom is dit wat plaasvind, misleiding. Mense word mislei om sekere dinge te glo, en dan later as hy kom en vir hulle sê, maar dit staan in die Bybel, dan is dit asof hulle, nee, ek kan nie dit glo nie. As ons vir hulle moet vertel van hierdie of daardie, dan is dit, nee, dit staan nie daar nie, of dit is nie so nie. Want hoekom? Want julle het al reeds die Gees van die Here gesê, jy is nie welkom hier nie. In hoogmoed het ons hom altaar die deur gewys en gesê, jy is nie my God nie. Ons sal dit by onsself regkry. Ons sal op ons eie hierdie ding doen. En daarom beland jy aan die ander kant van die linies. En die duiwel maak net die deure agter jou toe en sê, nou het ek jou. Nou het ek jou. Misleiding. Misleiding is 'n verskriklike ding, want nou kom sit jy hier in die kerk, jy's met opregte hart hierso, jy wil graag die Here leer ken, jy wil hom aanbid, en dan word jy iets gevoer wat gif is. En daardie gif gaan in jou binneste in, en dan, Trevor, dan veroorsaak dit vyandskap tussen die Gees van God en jou gees. Nou begin jy uit routine die Here aanbid. En uit routine uit raak jy moeg. Uit routine uit wil jy naderhand nie meer jou hande oplig in die kerk nie, want jy voel nie meer die Here nie. Jy wil nie meer saam sing nie, want jy ervaar nie meer die Here nie. En dan, wat is die volgende ding wat gebeur? Pastor Emil, die mense bly by die huis. Ons kyk oor die TV. Ek wil vir jou sê, ja, ek weet, ek gebruik YouTube, en ek het YouTube, wat noem mens hulle? Nie kliënte nie. Kykers, wat vir my kyk, ek het nie 'n vaste gemeente, dis eintlik 'n voorreg, is lekker om in 'n kerk te kan staan, en mense sê ja, sê amen, dis lekker, baie keer 'n ander ding, Aaron, om vir daai ding te sit en kyk, en niemand praat met jou terug nie. En te weet jy hoop, jy bereik iemand se hart aan die ander kant. Dis lekker, Pastor Emil. Klein of te not, dis lekker. Singkaie of te not, dit bly lekker om die Here te aanbid. Maak nie saak van die omstandighede nie, dit maak saak van wie is hier. As hy hier opdaag, dan is dit 'n ander situasie. Dan begin ons Jabula,
Dan begin ons opgewonde raak in ons hart en ons word gelaai. Ons word gelaai met die gees van die Here, maar misleiding veroorsaak dat ek buite die kerk gaan sit. En dan luister ek vir François en ek luister vir Piet en ek luister vir Koos en ek is besig om vir my 'n menigte van predikers te versamel om in my gehoor gestreel te word. Om net te hoor wat ek wil hoor. Ek moenie hoor wat ek moet hoor nie, nee Cathy, dat ek weet dit wat ek gehoor het, al maak dit einde seer. Ek en Pastor Emile het jare terug 'n ding gesê, eider sê ouch of trek uit sy ysterskoene aan, steel-toe shoes aan, want hier praat ons die waarheid. Hier verkondig ons die waarheid van Jesus Christus, hom as gekruisigde, as ons verlosser en saligmaker, hom wat op die troon sit. En ek wil vir jou vandag sê, daardie troon is nie gesplit tussen persoonlikhede wat daar is nie. Die een wat op die troon sit, is die een wat heers van ewigheid tot ewigheid. Hy word genoem die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Sy naam is Yeshua. Hoekom hierdie naam Yeshua? Ek het nou met Annemarie gepraat daaroor. Hierdie naam is die enigste naam wat dit beteken Jesus niks nie. Nee, is nie wat ek sê nie, moenie met klippe gooi nie. Ek ry saam met Emile, is nie my kar nie, moenie sy kar met klippe gooi nie. Luister wat ek sê. Jesus is dieselfde naam as Yeshua, maar die enigste verskil is die naam van Jesus. As jy dit regtig opreg gaan begin soek, beteken niks. Dit het nie 'n betekenis nie. Ek is nie besig om vir jou te jok nie. Doen jou eie studiewerk en begin die Here vra. Here, openbaar hierdie goed sodat ek ook kan weet. Die naam Yeshua is die enigste een wat sê Yahweh, my verlosser. Yahweh. Wie is Yahweh? Hoe werk Yahweh? Hy is die een wat toe jy gebore is, Emile daardie oggend, wat gesê het, dit is goed. Laat ek my asem in jou neusgate uitblaas. Ek het 'n plan vir jou. Ek het 'n plan vir 'n klein dogtertjie. Ek het 'n plan vir die hele wêreld en al sy mense. 'n Plan van oorwinning. 'n Plan om hierdie oorlog te wen. En nie op 'n plek te kom waar ek afgesny, afgesonder en een kant sit nie. En by die plek kom waar daar is nie meer 'n God nie. En dan begin ek al hierdie hoe kan ek sê, stemmetjies hoor, wat besig is om jou leuns te voer. Daai misleiding raak net groter en groter vorentoe. Dit kom nie reg nie. Dit kom nie weer reg nie. Jy gaan die keuse moet maak om te sê, en ek gaan nou vir jou die antwoord ek gee. Ons het 'n pastoor geken, ek en Pastor Emile, wat jare terug gesê het, jy kan mense pakslag gee, maar jy moet vir hulle ook die oplossing gee. So die oplossing kom nou, wag net so bietjie. Hier is die volgende ene. Sonde. En sonde sal ek preek. Sonde sal ek preek tot ek die dag my kop neerlê. Want sonde is die enigste ding wat vir jou 'n wig inbring tussen jou en God. En gister het ek en Dr. Rieke gepraat oor sonde en hy het al weer 'n keer vir my so mooi verduidelik wat is sonde. En dit is vir my lekker as hy dit vir my verduidelik, want hoekom? Dit maak 'n verandering, dit het 'n impak ook op my wat al lank hierdie pad stap, 'n impak om te verstaan wat is sonde. So nou ek gaan nou probeer Dr. Riekert uit my eie stem uit te verduidelik, wat is hierdie ding sonde? Sonde is dat jy die target van God gemis het. Die teiken van God gemis het. God het 'n teiken vir jou. Hy wil hê jy moet hierdie teiken bereik. Yes, amen. En nou pleeg jy sonde. En nou mis jy die teiken. Nou is jy nie wie hy jou gemaak het om te wees nie. Want hy het ons nie gemaak om sondaars te wees nie. Hy het ons nie gemaak om dit te wees nie. Hy het ons in sy gelykenis gemaak. In sy beeld het hy ons geskape. Sy gees stort hy in ons uit as ons regtig glo en vashou. Sonde doen die volgende. Jesaja het presies daai ding gestel baie jare terug. Maar hele ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Ek gaan vir jou 'n stukkie van my verlede vertel. Jare terug het ek by Blitspatrollie gewerk, en elke keer wanneer daar 'n oproep kom om te sê, daar is 'n bankroof, die mense is besig om daar te skiet,
dan het ek 'n ou klein skietgebedjie opgestuur vir die Here. Here, asseblief net nie vandag nie. Ek nie reg nie. En ek wil vir jou sê, ek prys hierdie God wat ek aanbid, wat daai ou opskiet boodskap hier ook geontvang het, en hom geluister het, en gekeer het dat ek nie doodgaan voordat ek tot bekering gekom het nie. Ek prys die Here. Nou Natasha, hoe maak ons hierdie ding reg? Hoe maak ons weer reg? Ek weet nie wie se hand is daai nie. Weet julle wie se hand is dit? Elke ou wat al saam met Petrus uitgeroep het. Elke ou wat al saam met Petrus uitgeroep het. Hy sê hierso in Matteus 14 vers 30, hy sê die volgende: maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Dit is vir my die mooiste woorde wat in die hele Bybel opgeteken staan. Nie 'n lang relaas van ek is 'n sondaar of ek is 'n die, of Here, red vir my. Help my in hierdie uur. Nou dis die enigste ding wat ons kan doen. Pastoor Emiel, dis die enigste ding wat ons kan doen. Veldie, dis die enigste ding wat ons kan doen, is om te doen wat Petrus doen. Want hoekom? As hoogmoed begin plek vat het by jou, want hoogmoed, die Here weerstaan hoogmoediges. Is dit nie so nie? Die eerste ding wat ons nodig het om te doen is om te roep uit. Roep uit. Hoe roep ons uit? Ons het gister daar op die berg gaan uitroep en gesê, Here, Abba Vader, asseblief. Ek wil connected wees. Ek wil u sinne wees. Roep uit, begin bid. Trevor, daar is soveel mense wat die waarde van ware gebed, opregte gebed onderskat. Wat nie weet wat dit beteken nie. Ons word gelowig en ons begin die Here aanbid en ons begin saam met hom op pad stap en dan begin ons na 'n tyd sê, ek het nie nodig meer om te bid nie, ek is, dan begin jy stadig aan daai slagval trap van hoogmoedigheid. Soek die Here vroeg in die môre, laat in die aand. Begin weer om te bid. En ja, jy hoef nie te bid. Ek kan partykeer hoor, Derek, dat party mense kan so mooi en so lank bid, en dit is goed en wel. En ek weet dat die Here ook daai mense se gebede hoor. Maar ek dink ook daai klein gebedjie wat ons bid, hoor hy ook. Om te sê, ek hoor jou. Roep uit, en moenie ophou nie. Die volgende ding, soek weer. Soek weer. Baie van ons staan nie kom sit in die kerk en ons is happy daarmee dat ons 'n Bybel het. En jare terug, daar waar ons in gemeente was, in Endicott, het ek mense in my kerk gehad wat daar in Aston Lake gebly het, en dan sal hy vir my, elke keer as ek daar kom en die Bybel is vol stof, en sê ek, ai nee ouens, dan sal hy sê, nee, jy was te lank laas hier gewees om Bybel te lees, en dis hoekom. En dis nie hoe dit werk nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Trevor, weet jy wat kom ek partykeer agter? Veral in vandag se tyd. Dat mense word geroep om 'n misdaad operasie te kom doen. En die mense daag daarop en hulle lyk nie reg vir oorlog nie. Hulle lyk nie reg asof hulle lus is om te kom doen wat hulle moet kom doen nie. Dit word met 'n bulletproof hier oor die skouer en 'n gun wat hier op die grond sleep en 'n broek wat vuil is, kom hulle daaraan. Het jy regtig reg gemaak om hierdie oorlog te kom voer? Om ongeregtigheid aan te spreek? Het jy nie eens die wapenrusting van God aangetrek nie? Het jy nie eens daarna gesoek nie, dit begin leer en begin studeer nie? Ek kan vandag vir jou verder vat oor daardie wapenrusting. Ek kan jou vandag vertel dat hier, begin dit hier. Ek is gered deur die bloed van die lam. Ek is gered deur die enigste skepper wat leef van ewigheid tot ewigheid. Daarom sal ek nie meer doen wat ek wil nie. My geregtigheid sal nie meer seëvier nie. Syne. Ons het gister gehoor dat die bose meervoud pyle afvuur. Pastor Emiel het vir ons 'n pragtige boodskap deur bo op die berg gebring oor die pyle wat die bose afvuur. In Veldie, dit het weer vir my opnuut baie beteken dat dis nie net 'n pyl wat hy skiet en sê, hey, ja, mocht getroffen nie. Hy pyle.
En as ek nie reg is vir die oorlog nie, my maat, en ek het nie daardie skuld opgeneem nie, you're going to die. Geestelik gaan hy jou maak dat jy sterf. Soek weer. En hier is die ander ding. Party mense weet nie wat is dit om die waarheid te praat nie, al probeer hulle ook. Al probeer hulle ook. Hulle weet nie wat is die waarheid nie. Hulle kan een ding vandag hier van die kant al vir jou sê, en môre as jy hom daar buite op die straat kry, leef hy dit nie. Jy het nie die beld van waarheid aan nie. Ek sal maar om vir jou te sê. Dis hoe dit is. En ek wil vir jou vertel dat hierdie wapenrusting, Aaron, kan nie net partially aangetrek word nie. Jy moet dit volledig aan hê, want wat sê hy? Sodat ek teenstand kan bied. Soek weer. Soek ons weer. Ons is 'n klein groepie. Patrick en Aaron en Trevor, hulle, ons kom by mekaar so op 'n Woensdag aan, want wat doen ons? Ons soek weer die Here. Ons vra hom, Here, wys ons weer. Leer ons weer. Want hoekom? Hoe meer ons leer, die Bybel is nie 'n saak van dat ek nou vandag alles weet en alles ken, ek het hom nie meer nodig nie. Jy het hom elke dag nodig. Elke dag openbaar die Here vir my iets nuuts. Soek weer. Wat is die volgende ene, Natasha? Koop die tyd uit. Ons het nodig om die tyd uit te koop met die Here. En ek sê nie dat hierdie groep of Lewe in Jesus of Agape die all in all is nie. Daar is ander gemeentes, daar is ander plekke van aanbidding, daar is mense wat die woord van die Here vir jou bied. Maar waar gaan jy heen? Gaan jy heen na 'n plek toe waar daar niks is nie, waar jy nie weer die tyd uitkoop nie, waar jy nie weer roep nie, waar jy nie weer soek nie? Trevor, die duiwel gaan vir jou kry. En hy wag vir daai geleentheid, want hy het gesien dat jy hier hande opsteek. Hy het gesien dat jy hier jou hart vir die Here gee. Hy het dit gesien. Saam met die Here wat dit gesien het en dit waardeer, want hy weet, hy het jou duur gekoop, is daar ook die bose wat sien wat jy doen. En dan sê hy, okay, wag net so bietjie, Veltie, wag net so bietjie, ek sien as jy gaan afslek, dan gaan ek vir jou bymekaar maak. En dan beland jy soos hierdie manne, agter die linies, afgesny, en onderdruk. Ek sê, kom ons keer terug. Daar's 'n man in die Bybel, Pastor Emil, wat my lewe getrigger het. Eerste keer toe ek hierdie ou se verhaal gelees het, Kathy, toe ek hierdie verhaal gelees het, toe sê ek, Here, hoekom nie ook ek nie? Daar's eintlik 'n paar mense soos daai. Moses is een van hulle, want die Bybel verklaar dat God het met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend. En ek het die Here op 'n stadium gevra, Here, is ek nie u vriend nie? Kan ek nie met u ook so ontmoet nie? Dan is daar hierdie ou. Hierdie ou het so gewandel, dat die Here hom weggevat het. Hy verklaar in Genesis 5 vers 24, hy sê die volgende, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie. Wat het met hom gebeur? Die Here het eendag van hom gesê, jawel ou chom, jy is nader aan my huis as in jou huis. Kom ons gaan net huis toe. Ons gaan net huis toe. En jy bly by my. Wie was die ander ou wat opgeneem is in die wolke en lewendig in die hemel in is? Elia. Kies die Here net daai manne? Ons nie goed genoeg nie? Ons is. Jy is, Trevor. Maar die Here het jou nou toevertrou met 'n oorlog. Hy het jou toevertrou om hierdie slagveld te kan wen. Maar ons moet ingeskakel bly. Ons moet nie hoogmoedig raak nie. Ons moet nie ons eie geregtigheid doen nie. Ons moet nie in sonde beland sodat hy sê, alright, want God, hierdie Jahwe wat ek in jou aanbid, sal nooit saam met jou in sonde gaan staan nie. Baie keer dan sing ons of ons praat asof dit vir die Here 'n miracle was om aarde toe te kom, te sterf en op te staan. Het was vir hom niks. Weet jy wat was vir hom erg? My en jou sonde te vat, want hy kan nie sondig nie. Maar hy het ons sondes gevat op hom, sodat ek en jy bevry mag wees. Ek gaan julle met daardie gedagte laat. Ek en Natasha, as besoekers, spreek ek hierdie volgende oor julle uit, Pastor Emil, Veltie, elkeen van julle. En die vrede van God,
wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees. Bedink dit en wat julle geleer en ontvang het en gehoor het en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Amen. So laat ek saam met julle bid, drink ons koffie saam, gesels saam en ons berei ons voor. Maandagmôre begin die oorlog. Wees reg. Kom ons bid saam. Aba Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid vir my om hierdie woord te kom bring, Here. Ek dank U dat U in my gewerk het om te wil en te werk na U welbehae. Vader, leer ons om te wandel volgens U Gees, sodat ons die begeerlikheid van die vlees nooit sal volbring nie. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.